wat op aarde vir ons sy seun gestuur het, hy self het mens geword, en sy lewe kom gee, en dit herinner ons aan God se genade. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom verlore en as verlorenes van nature kinders van die toren, wat in God se koninkryk nie kan kom tensy ons weer gebore word nie. Dit word ons geleer deur die besprinkeling met die water, waardeur aan ons die onreinheid van ons siele aangedui word, sodat ons vermaan word om onsself te mishaag, ons verlorenheid en doemwaardigheid voor God te erken, en ons reiniging en saligheid buite onsself in Jesus Christus te soek. Ek vra maar baie keer vir mense, as God ons harte met sy bloed doop, hoe doen hy dit? Want onthou, hy was ons harte met sy bloed, wanneer ons gered word. En die vraag is, hoe doen hy dit? Wel, 1 Petrus 1 vers 2 sê, uitverkore volgens die voorkennis van die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus. Daarom dat ons ook ons kinders besprinkel met die water, want dit is die uiterlike teken van die innerlike genade wat God aan ons bewys. Innerlik word ons harte besprinkel met sy bloed, daarom dat ons kinders ook besprinkel om die onreinheid van ons siele aan te dui, dat ons nie weergebore kan word en sy die bloed van Jesus Christus ons harte doop, ons harte besprinkel. Die heilige doop is 'n teken en seël dat God ons in Christus Jesus met homself versoen het, 2 Korintiërs 5 vers 19, deur sy bloedstorting aan die kruis. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons gedoop word in die naam van die Vader, betuig en verseël God die Vader dat hy 'n ewige genadeverbond met ons opgerig het, dat hy die God van liefde is wat nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, en ons deur die geloof in Christus tot sy kinders wil aanneem. Dit is daarom in die hart van God die Vader dat mense gered sal word. Hy het ons alles genadiglik geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Dit is hy. As ons gedoop word in die naam van die Seun, betuig en verseël God die Seun aan ons dat hy deur sy kruisdood versoening bewerk het, sodat ons deur sy bloed van al ons sondes gewas en regverdig verklaar kan word, om so vergifnis daarvan te kan ontvang. U sien, die Vader se hart vir ons word nou geopenbaar in die Seun, dat hy bereid is om sy bloed vir ons te gee. Daarom word ons gedoop in die naam van Jesus Christus, ook in die naam van die Heilige Gees, en hierdie drie is een. As ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, betuig en verseël God die Heilige Gees dat hy deur die wedergeboorte in ons harte wil woon, en daarom ons lede van die onsigbare liggaam van Christus wil maak. Maar nou nog iets wat baie belangrik is, wat ek agterkom in die tyd waarin ons lewe baie eenkant toe geskei word. Ek sê dit tong in die kies, so asof ons voorouers almal verkeerd was en vandag almal reg is. So asof Dr. Andrew Murray verkeerd was en Dr. Willie Maree verkeerd was en ons eie dominee Henny Prinsloo, so asof al die geleerdes van die ou tyd verkeerd was en vandag ontdek hulle, ons moenie meer ons kinders doop nie. Nee, hierdie ou manne was reg, hulle het iets verstaan van God se genadeverbond. Ek gaan dit weer, is net 'n samevatting daarvan vir julle voorhou. Hoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag hulle daarom nie van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle ook buite hulle wete aan die verdoemenis in Adam deel het en so ook weer in Christus tot genade aangeneem word. Dit is wat ons hierdie week met mekaar hanteer het, dat ons kinders word deur
gelowige ouers geheilig. Dit leer 1 Korintiërs 7 vir ons baie duidelik. En daarom bring ons kinders onder die genade belofte, die verbondsbeloftes van God in. Dit beteken nie hulle word gered nie. Dit beteken hulle is onder die spesiale genade van God. Wat dit alles beteken, wel dit weet ek nie alles nie. Maar wat ek wel weet is dat God, soos in die ou verbond, so in die nuwe verbond, want dit is wat Handelinge 2 vers 39 sê, die belofte kom julle toe en julle kinders. Dis deel van wat God vir ons wil hê. Ons word buite ons wete deel aan die verdoemenis. Buite ons wete, want baie keer sê mense, ja, maar die kinders weet dit nie, dit maak nie saak nie. Buite ons wete het ons ook deel aan die verdoemenis, en buite ons wete het Jesus vir ons gesterwe, soos Romeine 5 vers 8 sê, toe ons nog sondaars was. En God bewys sy genade daarin, dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So spreek God dan tot Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders met die woorde van Genesis 17 vers 7, onthou dis die woorde wat Petrus nou aanhaal op Pinksterdag in Handelinge 2 vers 39, die belofte kom julle toe en julle kinders. Waar kry hy die woorde? Hy kry dit uit Genesis 17 uit, waar die ou verbond begin is. Nou herhaal hy dit by die nuwe verbond, dat God se handelswyse met die mens dieselfde is. Eers die groot mense en toe die kinders. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte tot 'n ewige verbond, om vir hulle 'n God te wees en jou nageslag na jou. Daarvan getuig Petrus in Handelinge 2 vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Die besnydenis was vroeër die seël van die verbond en die geregtigheid deur die geloof, terwyl die doop dan nou ook 'n seël en teken van die genadeverbond en van die geregtigheid van die geloof is, moet die kinders wat ook in die verbond van God ingesluit is, gedoop word. So hoor mooi wat ek sê, die doop het nie die besnydenis vervang nie. Nee, die besnydenis is die teken van 'n ou verbond. Die doop is die teken van 'n nuwe verbond. Die een het nie die ander een vervang nie. Die een is die bewys van 'n nuwe testament in Christus Jesus. As jy in die ou verbond is en jy wil jouself laat besny, doen dit as jy wil. Maar die nuwe verbond is in die bloed van Christus Jesus. En die oue is uiteindelik nie meer op ons van toepassing nie. Ons is onder die bloed van die Here Jesus. En nou, as ons as ouers dan hoor van die doop, sal ons verplig wees om ons kinders, wanneer hulle groot is, hierin breedvoerig te onderrig en te laat onderrig. As ouers sal u verplig wees deur Gods weë, deur die doop, om tot 'n nuwe gehoorsaamheid julle aan God oor te gee, om hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aan te hang, te vertrou en lief te hê, met u hele hart en met al u kragte, die wêreld te versaak, u self te verloon en God gerig te lewe. So ek het dit vir julle gesê, ons glo ook in die groot doop. Ons glo net nie aan die onderdompeldoop noodwendig nie. Ons glo ook dat groot mense gedoop mag word, as hulle nog nooit gedoop is nie. Een Here, een geloof, een doop. Die doop mag net een keer plaasvind. Heiligmaking word vir ons deur die nagmaal geleer, doen dit so dikwels. Maar die doop is iets wat een keer gebeur. Dit is iets wat gebeur wanneer iemand tot bekering kom en hy nog nooit gedoop is nie, dan mag hy gedoop word. Maar ook die kinders van gelowige ouers mag gedoop word. Want die belofte kom julle toe en julle kinders. Ek wil vir julle nou net 3 vrae vra waarop julle moet antwoord. Al is ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom bestem tot die verdoemenis, bely u ewenwel dat hulle in Christus geheilig is, 1 Korintiërs 7 vers 14, en daarom behoort gedoop te word. Bely u dat die leer van die hele skrif en die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Met ander woorde, wat ons julle leer, dat die doop jou nie kan red nie, dis net die bloed van Jesus Christus alleen jou kan red. Die doop wys ons op die redding wat beskikbaar is in Christus Jesus, die sakrament wys vorentoe. Beloof u en neem u uself voor om u kind wanneer hy tot sy verstand kom hierin te onderrig en te laat onderrig.
Wat is hierop julle as ouers se antwoord? Terwyl die Here julle antwoord en julle voorneme hoor, wil ek nou graag vra dat klein Pieter ingebring word. Dan kan julle met hom net hier voorkom staan. Kan so 'n bietjie nader staan. Hy kyk hierdie water. Pieter Ernst Skols, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hemelse Vader, terwyl hierdie ouers hulle kind na U toe bring, deur die heilige doop aan hom te bedien, wil ek in hierdie oomblikke saam met hulle en hulle gesinne en hulle familie vir klein Pieter na U toe bring. U die gewer van lewe, U die Vader van ontferming, by wie ons altyd veilig is. Ons kom na U toe om klein Pieter se lewe opnuut in U hande te lê. Here, dat U deur U groot genade en barmhartigheid vir hom teen U bors sal kom vasdruk sy hele lewe lank. Hemelse Vader, ek wil kom bid dat U hom sal seën op sy pad vorentoe. Dat U daardie dag vir hom sal beskik wanneer hy U ontmoet as verlosser en saligmaker, Here Jesus. Dat U nou al reeds vir hom in die toekoms wag is gewis, want die reddende genade van God, sê Titus 2 vers 11, het aan alle mense verskyn. Dankie dat ons die doopbelofte ook oor hom kon uitspreek, dat hy gedoop kon word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dat U deur die groot genade en barmhartigheid hom ook wil ontmoet. Ek wil bid, Here, dat U sy ouers met wysheid en insig seën in hulle pad vorentoe, dat U vir oupas en oumas en ooms en tannies sal help om ook in sy lewe in te bou, sodat hy godvrugtig sy lewe sal leef. Dankie dat ons nou alreeds vir hom vir al hierdie dinge mag bid en weet, U bly getrou. Ons vra dit so oor hom en oor sy gesin, oor sy familie, in die naam van Jesus. Amen. Hier is vir hom 'n Bybel vanaf die kerkraad en dan ook sy doopseeltjie. Baie, baie geluk julle hoor. Kom ons as, dankie, en ons as gemeente gaan staan, dan sing ons vir hulle die lied wat op die bord verskyn. See it. Baie dankie julle.